Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Amen, dit is nou mooi. Dankie julle twee, dis die mooiste vlagdans wat ek in 'n lang tyd gekyk het. Awesome, ou moet spontaan en oop wees en mis die Here altyd loof, maak nie saak wat gebeur in mense lewens nie. Loof die Here, prys die Here. Filippense 4, die Here werk afgelope tyd met dit, be anxious for nothing. Moet nou oor niks bekommerd wees nie. Dit is nou al 'n groot een, hè? Ons is almal bekommerd, ons almal het maar ons goedjies. Maar die Bybel sê, be anxious for nothing. Vader, dankie, ek loof en prys die naam vanaand, dankie dat ons hierdie kwartaal kan afskop, en dat ons vanaand in die boek van Matteus deur die woord kan gaan. Vader, wat 'n voorreg is dit om die woord te kan verkondig. U sê, reeds daar in Timoteus, wat ons nou gaan ook doen in die volgende paar weke, verkondig die woord tydig en ontydig. Enige tyd, verkondig die woord. Vader, mag die woorde van my mond vanaand en die gedagtes van ons harte vir u goed wees. Here, ons eer die naam en ons loof die naam. Amen. Ek hoor my vrou sê, en Tina, so by the way, wanneer gaan jy 'n bietjie nuwe prentjies opsit? Ek hou van die ou goed, okay? Alright, I mean, ek het dit of good report, dat daai prentjie gekry is in 'n tronk iewers. Mag spot. Is nie regtig nie, is net, ek hou van die ou goed. Verstaan jy? Ek's nie vir die nuwe AI nie, dis ook nice seker, maar ek hou van die ou goed. Alright, good. So, Matteus hoofstuk 5, ek noem dit deel 3. Kom ons kyk net gou eers, Dylan sê jy vir my voor, dan gaan ek sommer hier op my iPad lees. Onthou wat ek gesê het, Matteus is geskryf vir 'n Joodse leser. Dis hoekom Matteus sekere ander detail. Matteus deel die struktuur van sy evangelie op in 5 hoofredes, preke of diskoerse. Kan jy glo geboord, gebruik die woord vir diskours, maak hulle in Afrikaans net so diskoers. Dis my anglisisme, ek like dit nie. Maar tog is dit nie HAT, as jy het nie geweet het nie. Alright? So dit is 'n woordeboek. HAT is 'n woordeboek. Alright, 'n dikke woord, is 'n vet dik woordeboek. En ek's baie lief vir HAT. Alright. So 'n parallel uit die 5 boeke van Moses in die Torah. Die Torah is die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Wat is dit nou weer? Genesis, Exodus, Leviticus, daar sê Deuteronomium. Ek kon nooit Deuteronomium in Engels gesê het nie. Toe help Gary my nou mooi reg, hy het my laat oefen, daar in die kar op pad toe. Deuteronomy. Ek kon dit nou, Deuteronomy. Daar leer ons ook lekker Engels praat. My lip het gebars van die pyn, net om my Engelse woord te kon sê. Okay, die 5 redes of preke fokus op die koninkryk van die hemel. Onthou ons lees ons koninkryk van God of die koninkryk van die hemel. Nie soos die ander evangelies wat praat oor die koninkryk van God nie, omrede die Joodse leser nie die naam van God uitelik wou gebruik nie. Die skrywer is sensitief vir sy lesers. Ons moet altyd, en ek het dit nou dag gesê, en ek remind julle net weer, wanneer ons word ons nou hier gedisipel. Disipel beteken, ons moet hier mekaar leer ken, en ons moet hoor hoe die Here die evangelie wil uitvat. En dan leer ons mekaar, né? Disipel leer. So, wanneer jy ander wil gaan disipel, moet jy dus sensitief wees vir die mense se gevoelens. Jy moet, ek kan nou nie net by enige plek aankom en nou Bible bash ek almal nie. Nee, dis wat ons doen, né? Turn or burn. Nee, Paulus het dit nie so gedoen nie. So moet ek en jy wees wanneer ons die evangelie verkondig. Paulus leer ons in 1 Korintiërs 9:16-23 hoe hy dit gedoen het. Sensitief teenoor die mense wat Jesus nog nie geken of weergebore is nie. Kom ons lees gou 1 Korintiërs 9, as julle julle Bybels het. Kom ons gaan sien toe. Het jy 'n Bybel? Het jy 'n Bybel? Nee, jy moet organise hierso hoor. Jy ken ons nou mense hierso. Organise nou vir jou Bybel. Alright, dan moet jy jou Bybel elke keer saambring. Hoor jy? Alright. Kom van 16-23. Alright, hoor gou wat sê hy so. Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie. Want die dwang is my opgelê en weer my as ek evangelie verkondig. Die dwang, die job is vir hom gegee.
Eintlik is dit verkeerd vertaal dwang. Nee, dit was geen dwang vir hom nie. Hy het dit gedoen verniet. Die job is vir hom gegee deur die Here. Soos sy calling. Die calling is vir hom opgelê, nie die dwang nie. Alright, dalk het dwang calling beteken 1933, want dis die ou vertaling hier. Alright. Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon. So hy doen dit vrywillig, hy doen dit nie uit dwang uit nie. Maar as ek dit onwillig doen, is rentmeesterskap my toevertrou. Daarop kan ons diep ingaan, dan is dit net 'n job. As ek dit onwillig doen, is dit net 'n job. En baie ouens ongelukkig besluit, wat gaan ek doen ek op skool? Gaan ek argitektuur swat? Gaan ek 'n ingenieur word? Gaan ek 'n dokter word of 'n dominee? Dan besluit jy op die eendag gaan 'n dominee word. Dis nie 'n calling nie, dis 'n job. Dit moet 'n calling wees. Soos ek altyd vir julle gesê het, ek wou nie hierdie doen nie. God het my geroep. Ek het nie eens geweet hy stel belang in my nie. Ek het nie in hom belang gestel nie. En hy het my kom roep uit die donker duisternis uit na sy wonderbaarlike lig toe. Dis 'n calling. Ek doen hierdie omdat ek dit wil doen, omdat ek dit like omdat ek dit doen. Alright. Ons sal nie te diep daarop ingaan nie, want ek wil nou nie daaroor praat nie. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, hoor hierso? Hy is vry van almal, maar hy maak homself diensbaar aan almal. Dis wat 'n disipel van Jesus doen. Jy maak jouself diensbaar aan almal. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om die Jode te win. Vir die wat onder die wet was, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te wen. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te red. Ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Jy doen dit vir evangelie. Jy kom nie daar met jou vooropgestel, ja nee, dis nie hoe ek het glo nie, jy weet, dis hoe ons dit sien. Nee, ons is sensitief. Jy hoor hoe dink hierdie ouens, en jy begin hulle te leer, jy begin hulle vertroue te wen, en jy begin vir hulle sê, ja, ek hoor wat jy sê, maar ek kan nie met dit saamstem nie, want die woord sê dit, en die Here sal vir jou taktiek gee, maar wees sensitief vir mense. Alright. Dit nou daar gelaat. So, hy deel hom op in die bergpredikasie, ek het dit nou elke keer genoem, kyk na die slide, Matteus 5-7, die sendingrede, Matteus 10, die gelykenisse van die koninkryk, wat 7 van hulle is, Matteus 13, die gemeenskapsrede, Matteus 18, gemeenskapsrede. Hoe moet ons saamlewe in 'n Christelike gemeenskap? En dan die Olyfbergrede, waarvoor ons baie lief is, Matteus 24 en 25, wat oor die eindtye gaan, en al daai tipe goed. Teenoor die 5 boeke van die Torah, Moses se boeke, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. 5 boeke. Die 4 evangelies is die naaste wat ek en jy het as 'n biografie van Jesus, wat sy lewe, bediening, dood en opstanding uit. Biografie beteken 'n storie van 'n persoon. En Matteus, Markus, Lukas, Johannes is 'n storie van Jesus. Alright. Wat is die evangelie? Die naaste woord in ons taal is 'n nuusbulletin. Het julle die nuus gehoor? En so gaan die eerste disippels uit met die nuus van Jesus. Van sy geboorte tot sy kruisiging. Alright. Dit was destyds geskryf sodat dit hardop gelees kan word vir die hoorders. Dit is vir my en jou ook voordelig indien ons die woord vir onsself en ander hardop lees. Dat mense dit kan hoor. Geloof kom uit die gehoor en die hoor van die woord van God. Nie op geen ander manier nie. Nou as ek en jy gelowiges, hoe bly ek in die geloof? Deur die hoor en die hoor van die woord van God. Lees dit vir jouself. Voor die agterkom kan jy goed lees. Ek het vir my laities altyd toe hulle klein was, sê ek vir kyk, ons gaan vanaand Bybel lees, wie se beurt is dit? John. Dan sit kyk, waar is ons besig? Nee, ons is nou by Johannes 4 al. Dan kom ons uiteindelik by Johannes 4 uit as hulle daar besig is. Ek het jou gesê met 'n boekmerk insit, man, gat ons. Begin ons daar. Here, het gaan 'n lang aand wees, dan wil ek het net sommer vir hulle lees, maar ek het hulle toegelaat, so, dit is nie altyd maklik nie, maar ons het dit probeer doen. Alright, good.
Die rede hoekom hulle geskryf was, is dat die nuwe bekeerlinge so baie geword het, dat die disippels wat die nuus eerstens oorgedra het, nie by almal kon uitkom nie. So is daar die evangelies geskryf in boekvorm, of dan nou nuusbulletin of berig. Hoekom is daar 4 evangelies? Hoekom is daar 4 stories? Amber gee vir hom, is reg, die manne is hier, hulle is honger. Hoekom is daar 4 evangelies? God in sy alle wysheid wou hê dat ons die storie van Jesus uit alle hoeke sou kon hoor en lees. Uit alle hoeke uit. Elke evangelie sien jy 'n ander kant. Sien jy 'n ander kant. Byvoorbeeld, ek gebruik die foto van iemand wat tronk toe gaan. Sy of haar gesig word van alle hoeke afgeneem om 'n duidelike beeld van die persoon te hê vir identifikasie te doen. So hulle neem die ou nie net hier van vooraf af nie. Jy my movies al gekyk. Nou sê daar, vat hulle ons sommer vir freedie met 'n kameraitjie. Nee? So jy kan nêrens sien, daai noegen van jou word enige plek gesien en word herken. Alright. Hoe verskil die 4 evangelies van mekaar? Wanneer 'n bekende persoon sterf, word daar gewoonlik wanneer daar iets oor die persoon geskryf word, vertel wat die persoon gedoen het. Daarna tweedens stel mense meer belang in wat die persoon gesê het. Derdens begin mense verby die dade en woorde en stel meer belang in wie die persoon was. Baie interessant dan nou, dat die 4 evangelies hierdie patroon volg. Markus wat eerste geskryf was, fokus baie op wat Jesus gedoen het. Sy handelinge, dade, wonderwerke, dood en opstanding. Matteus en Lukas fokus baie meer op wat Jesus gesê het. Baie meer van Jesus se preke word genoem in Matteus en Lukas. Johannes fokus baie meer op die identiteit van Jesus as die seun van die mens. Mooi, né? Die 4 evangelies, Markus skryf die eerste en kortste evangelie wat Jesus uitbeeld as die seun van die mens. Lukas skryf die tweede evangelie wat Jesus uitbeeld as die redder van die wêreld. Matteus skryf die derde evangelie wat Jesus uitbeeld as die koning van die Jode. Johannes skryf die vierde evangelie wat Jesus uitbeeld as die seun van God. So, maar Matteus is eerste gesit, soos ek gesê het, om van Maleagi af, Ou Testament, oor te skakel in die Nuwe Testament, is dit vir die Joodse leser 'n gemaklike landing. Hy begin met die bloedlyn van Jesus uit sy pa se geslag uit. Onthou julle, ek het daaroor gepraat. Ek gaan nou nie vanaand kans meer oor praat nie. Laaste keer het ons gepraat oor sout, ons moet die sout wees. Ek noem dit net weer so 'n bietjie vir 'n recap. Tieners het ons begin met Matteus 5. Matteus 5 is 'n lekker lang hoofstuk. So sout was gebruik as preserveermiddel, sodat veral vleis nie vrot word nie. Sout veroorsaak ook dat jy dors word en gee geur aan kos. Sout praat van ingeboude karakter by 'n Christen wat die wêreld wat agteruitgaan en verrot positief beïnvloed. Ons taak is om ons eie lewens so in te rig dat ons die korrupsie van die wêreld terughou deur die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Dis ons werk. En jy moet heeltyd 'n tong vol sout hê, dat jy honger en dors na die woord van geregtigheid. En hier so daai Joodse tannie Hitzer Kenter gesê, if what you offered was not enough, offer your absence. Salt isn't written on the menu, but its absence is felt. Die dag wanneer die Here die kerk gaan wegvat uit die aarde uit, the absence will be felt. Want ons gebede hou die duisternis terug. En ons lewens, anders gaan die duisternis oorneem. Dis ons werk hierso, om lig te wees in 'n donker wêreld. Alright, vanaand Matteus 5:21, daar begin ons, gaan oor kwaad en woede. Ek wil vanaand so ietsie daaroor sê, ek gaan nou nie op alles in baie detail ingaan nie, daar's baie preke daar buite oor al hierdie, maar ek gaan vir julle so 1 of 2 nuggets gee vanaand. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording doen vir die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka! Weet jy wat beteken raka? Jou idiot. Dis wat raka beteken. Jou blikkop. Dis wat dit beteken. Raka, jy kan nie vir ou sê, hoe die stupid, hè? God sê, moet dit nie doen nie. Hoeveel keer het ons daar gesê? Jy daai dom kind in die klas gesien. Toe ons maatjies was, onthou julle so, en natuurlik ek was die dom kind, sit ek al voor, ek weet nie as hulle praat van my nie, Raka Leroux, blikkop, dis nie lekker om dit te hoor nie, alright, as jy
Hy sê, maar as ek sê dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sy raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. So. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jy broeder iets teen jou het, as jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar staan, by die altaar en versoen jou eers met jou broer, kom dan en bring jou gawe. Luister jy. Baie mense dit gebruik met die nagmaal. As jy dan nou vorentoe kom, om die nagmaal te gebruik, maak eers in jou hart seker, dat niemand iets teen jou het, dit het niks met die nagmaal te doen. Alright. Daai van die nagmaal wat Paulus sê, 1 Korintiërs 11, wat jy jouself moet deursoek, moet jy kyk of jy by die covenant kan bly, want jy is in covenant met die Here. As jy nêrens in die Bybel staan daar, dat as jy die verbondsmaal of nagmaal gebruik, en jy gebruik het nie, gaan jy hel toe nie. Daar staan wel, jy moet jouself deursoek voor jy dit gebruik. Is ek onderdanig aan Jesus Christus? Ja. Ek breek met hom brood. Dis wat dit beteken. Hierso staan dit, as ek my gawe na, ek sing hier so by die hoeskool, Holy Jesus, mens sien hierdie ou hier aan die ander kant nog kwaad vir jou, omdat jy hom geld skuld van 2010 af. Ga na hom toe, sê hoor die pel, sorry, weet jy, dit is nog 'n ding tussen ons, maar ek gaan met jou reg maak. Ek weet dit is 2012, ek gaan sê, nee man, ek het al oor dit gekom. Of hy gaan sê, okay, ons hoop maar hy gaan sê, nee, hoor, dit is okay, ons het dit. So as jy hierso staan in die kerk en sing en jy worship en alles, dis hoekom baie mense sê, daai Christene. Want jy dink, as jy 'n Christen geword het, het jy jou regte prys gegee. Prys gegee. So as jy agterkom, iemand het iets teen jou. Ek het so 'n geval gehad, en ek kan dit vanaand noem. Hier in die dorp, ek was hoofouderling, hoofsweep in my vorige gemeente hier in Carletonville, en 1 jaar is daar 'n baie stoute laaitie. En ons dominee loop ook in die middel van die jaar weg, met 'n ander vrou, en ek en die ander hoofouderling, ons moet die stokke vat. En ek sê vir hom, ry nou hierdie perd, gaan nie aangeneem voorgestel word nie. Hy is nooit hier nie, wat ook al. En ons laat weet deur die dame by die kerk, die ouers moet nie eens kom nie, ons gaan hy kind nie aanneem voorstel nie. Hulle kom praat met ons nie, hulle lyk my dit nie die boodskap gekry nie. Hulle kom hy Sondag by die kerk, met die hele familie wat van Suidwes, Duitswes en orals afkom, hierdie kind word nou aangeneem voorgestel. Daai Sondag is hy kind nie aangeneem voorgestel nie. So 10 jaar omtrent later, toe is die man al dood, maar die vrou kry ek, die in die dorp. En ek sien haar, sy is kwaad vir my. Ek na haar toe gaan, ek sal gaan om vergifnis vra. En sy was so kwaad vir my, sy vat haar hand van haar, en daar vergewe sy my. Nee? Ek was heeltemal reg, ek glo ek was reg, maar sy het iets teen my gehad. En ek moes gaan vir haar om verskoning vra, om vergifnis vra. Ek kan nie hier kom staan en worship, en ek voel die daggers en pyle in my rug in van hierdie vrou af, nog van iets wat in 2006 gebeur het nie. Verstaan julle? Ek moes met haar gaan regmaak, dat sy ook gerelease kan word, van die woede en anger wat sy het, teenoor my. Dit maak haar siek. Dit maak haar siek. Ons moet gaan regmaak met mense. Laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder. En kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. So, ons moet regtig mekaar vergewe, ons moet gaan regmaak met mense, gaan praat 'n saak uit, al die tipe goed. Maar weet jy wat is ons probleem in die lewe? Ons hou daarvan om iets onder die mat in te vee, en hoop maar dit gaan okay wees. Mense is emotional beings, en ons moet dit gaan uitsort. Ek moet net sê, ons praat nou oor kwaad, woede, al die goed, ons moet nie mense doodslaan nie, ons moet nie ouens klap nie, en al die tipe goed, maar God het vir jou 'n holy anger gegee. Kom ek verduidelik het vir jou. Kyk na hierdie skrif wat mense baie keer uit konteks uitgebruik. Efesiërs 4:26 en 27. Word toornig, so word kwaad. Die Bybel het net gesê, ons moet nie kwaad word nie.
Nou sê in Efesiërs ons moet kwaad word. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede, julle toorn, julle kwaad nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. En al die jare het hulle vir ons gesê, mamma en pappa, julle kan deur die dag beklei, maar ons gaan nie vanaand slaap, voor ons nie vrede gemaak het nie. Het julle dit al gehoor? Man en vrou kan beklei deur die dag, maar vanaand vir ons moet nie kwaad gaan slaap nie. Dis nie wat dit beteken nie. Hierso staan, jy kan kwaad word. Jy moenie vanaand gaan slaap, voordat dit nie uitgesort het, wat teen die woord van God kom nie. Dis wat daar staan eintlik. As jy ongeregtigheid sien, moet jy opstaan teen ongeregtigheid. Moenie gaan slaap, voordat dit nie uitgesort is, of jy iets nie gesê het ten minste, as jy iets verkeerd gesien het nie. Ons moet kwaad word teen ongeregtigheid. As jy iets sien wat verkeerd is, moet ons daaroor praat. Dit het niks te doen met huwelik nie. Jy en vrou moenie gaan kwaad slaap vir mekaar nie, is nie goed nie. Maar hier staan, word toornig en moenie sondig nie. So in jou kwaad, God het vir ons woede gegee, maar dit is pervers geword deur die wêreld. Nou is jy kwaad vir die hond, die kat, die skop die hond, die klap die yskas toe, jy wip jy vir jou vrou, dis nie dit nie. Dis nie die kwaad wat ons moet hê nie. Maar as jy ongeregtigheid sien, raak kwaad. Jesus het, hy sien sy tempel, 'n gedeelte van die tempel word as 'n rowerspilonk gebruik. En hy het kwaad geword en 'n sweep gevleg en gepiets, tafels omgegooi. Want hulle was supposed to be om daai courtyard, dit was die courtyard of the Gentiles, dit was die courtyard waar die nie-Jode moes geleer geword het van God. En raai wat doen hulle? Hulle maak dit 'n rowerspilonk. God sê, in plaas daarvan dat die woord verkondig is, julle is so besig met die wet, en geld maak julle verkondig nie die woord nie. En as ek en jy sulke goed in hierdie kerk sien, moet jy kwaad word daaroor, en gaan praat met my of met die leierskap en sê, hoorie, dit deeg nie. Daai kwaad kan ons hê. Maar sonder om te sonde om die arme pastoor te klap deur die gesig. Dit wil ons nou nie hê nie, hoor. Moenie sondig nie, gaan praat daaroor. Praat daaroor. Jy moet 'n righteous anger kry teen unrighteousness. Word toornig, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Dit beteken, moenie gaan slaap voordat dit nie uitgesort is nie. Gaan praat. En ek het nou dag weer iemand gehoor, ek luister so 'n podcast wat pastore met mekaar praat. En hy sê, dis so sad, ek het iemand bedien gister. Dis so sad, sy sê, plaas sy net daai tyd gesê het hoe sy voel. Maar om ander ouens en vrouens sy identity te beskerm, het sy dit maar net vir haarself gehou. Dis nie reg nie. Goed wat geexpose moet word, moet dit nie onder die mat invee nie. Moenie, veral nie in die kerkwêreld nie. As mense iets verkeerd gedoen het, moet hulle die blame daarvoor kry, hulle moet repent en ons kan regmaak. Ja, maar nou om tieners te beskerm, het ons nou maar eerder nie gesê, hy het R2000 uit die til uitgevat, wat ook al. Dis nou maar net so met hom geraas op. Nee, dis kan nie sulke goed, dis nou net 'n simpel voorbeeld. Alright. Maar in die ministry het ek dit al baie gesien. Dit word beskerm, jy weet, ons nou nie die ouens hier, die ministry se naam seer maak nie. Jy weet, die ou het toe nou die kat in die donker geknyp. En ons net om te beskerm, jy weet. Nee, ons moet praat oor die goed. Raka, volgende een beteken empty-headed, brainless or worthless. So jy mag nie vir iemand sê hy is empty-headed, jou brein dood. Jy kan dit nie sê vir iemand nie. Jy kan nie vir iemand sê hy is brein dood nie. Word toornig, daar Efesiërs so. Hoor gou hierso wat sê Romeine 12:9. Laat die liefde ongeveins bly. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Jy moet verafskie wat sleg is. Psalm 97, hoor hierso wat sê Romeine 12:9 in die BBE. Let love be without deceit. Be haters of what is evil. Sien jy? Jy moet haat wat ewel is. Maar die Christen het sulke pansies geword, né? Ons kan nie sê iets verkeerd nie. Weet jy in die Nuwe Testament, né? Ons kan nie name noem nie. Paulus, hy sê, hoor jy, sê jy vir daai Alexander,
wil julle wonder watter een? Die kopersmid. Pas op vir hom. Hy steek ouens se rug toe. Maar vandag, nee, ons moet ouens se identity beskerm. Ons kan nie, nee. Paulus sê, Alexander die kopersmid. Johannes sê, in Johannes 3, klein Johannes sê, en daai Diotrefus, pas op vir hom. Pas op vir hom. En vandag, nee, ons kan nie die pastore in die dorp sê. Nee, daai rugsteker, nee, probeer kelder wat ons in die dorp doen, en ons wil saam bid, maar hy's 'n rugsteker, en nou sê ons niemand sy naam nie. So die rugsteker kom weg. Word toornig, maar moenie sonnig nie. Moenie dat die son ondergaan oor jou toren nie. Want jy laat ongeregtigheid toe. En ek was ook al skuldig. Om mense se identity te beskerm. En ek kon gister met my sussie saam praat, sê ek is net soos jy skuldig aan. Kom ons vra altyd die Here om vergifnis. En ons het weggekom daarmee. En raai wat, hulle doen dit nog steeds met mense. Omdat ons dit toegelaat het. Mens moet dit nie doen nie. As jy nie weet om 'n situasie te hanteer teenoor sulke ongeregtigheid nie, kom na ons toe, of kom na my toe, of kom na die leiers toe, dat mens kan wysheid kry om so 'n situasie te kan uitsorteer. Alright. Dis 'n goeie tip. Psalm 97 vers 10. You who are lovers of the Lord, be haters of evil. He keeps the souls of his saints. He takes them out of the hand of sinners. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is seen in hating evil. Ons moet ongeregtigheid haat. As dit gebeur en iemand word ongeregtig behandel, en weet jy wat is die ergste van alles? Hulle gebruik Christianese en Christian fluff om sleg te wees met mense, om mense sleg te behandel. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit ook nie toelaat nie. Amen. Amen o me. Welis, daar sê. Jy het gehoor dat in die mense van die oudheid gesê het, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie 'n vrou verneuk nie. Maar ek sê vir dat elkeen wat na 'n vrou kyk, om haar te begeer, reeds in sy hart egbreek. So, onthou wat het Paulus gesê? Ek is nie onder die wet nie, maar ek is onder die wet van Christus. Hoekom is hy so hard Christus op dit? In die Ou Testament kon jy nog na 'n girl kyk. In die Nuwe Testament mag nie eens na kyk met maar met welis nie. Jy mag nie eens van kyk nie. Ek gaan nou vir julle wys hoekom nie. Maar ek sê vir dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met 'n egbreek gebeur. Dis waarom die Bybel sê in die Nuwe Testament vir ek en jy wat Nuwe Testamentiese disippels Christene is, nee, jy moet jou hart bewaar bo alles. As jy daai goed sien en jy laat dit hier toe, dan het hy jou. Jy's verslaaf. Jy's verslaaf. Ons moet pas op. Hy katrol jou in. En dit geld vir vrouens ook, hoor. Jy kan nou net nie verstaan hoekom die buurman met sy Pietie broekie die 3de keer vandag sy bakkie was nie. Ou Tiaan Gildenhuys het dit altyd gebruik. Jy loer daar oor die buurman met sy Pietie broek. Jy kyk vir hom. Pas op. Jy moes eers 'n keer al gaan shopping doen het en gery het. Alright. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want is vir jou beter dat een van jou lede vergaan, nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want is vir jou beter dat een van jou lede vergaan. Okay, Jesus gebruik kraswoorde, jy hoef nie regtig jou regterhand af te kap nie, jy hoef ook nie oog uit te ruk nie. Luister hier. As jy nie gaan weet om hierdie gees te veg nie, want dis 'n gees, gaan jy naderhand so mismoedig word met jouself, dat jy einde aan jou lewe wil maak. As jy in geregtigheid wil lewe. Ek kan 'n voorbeeld noem. Ek gaan nie die dorp se naam noem nie, ook nie die kerk se naam nie. 'n Klein dorpie in die Vrystaat, was daar 'n kerk geplant. En die eerste prediker by daai kerk, was 'n dinamiese prediker. Maar hy het een probleem gehad, hy kon nie vrouens uitlos nie. En hy het probeer, en hy het probeer, en hy het probeer, en hy is naderhand so mismoedig met homself, hy het begrafplaas toe gery, homself dood gaan skiet het. Want hy kon nie hierdie ding wen nie. Jy kan dit nie in die fisiese wen, jy kan probeer vas, jy kan op jou kop staan, 'n demoon gaan nie weg vir op jou kop staan en vas nie. Hierdie tipe gaan net uit deur vas en gebed, uit konteks uit. Die tipe ongeloof gaan deur vas en gebed, om ongeloof te wen, gaan vas.
sodat jou geloof kan sterker word. En terwyl jy vas lees Bybel, sodat jou geloof kan sterk word. 'n Demoon hardloop nie vir vas nie, hardloop net vir die naam van Jesus, in autoriteit gebruik. Jy resist welis deur die woord van God, en dis 'n gees, want as jy hom gaan toelaat, dan loop hy oor na die volgende een toe. Dis nou kinders hier, maar ek gaan dit nou maar noem. Die volgende gees wat op hom volg is hoerery. Dis wanneer jy buite die eg gemeenskap het. En dan, as jy hom nie keer nie, loop dit na perversie toe. Dan is dit nag. Dan tel jy die oom op by die lang bloekombome, waar hy prostituie optel, of wat ook al, homoseksualiteit, lesbianisme. Dis die verdraaiing. Dis soos dwelms. Jy begin dalk met 'n glasie rooi wyn, dan is jy op die dagga, dan snyf jy iets, en naderhand is jy op 'n crack cocaine. Dis dieselfde met hierdie geeste. Dan is dagga lankal nie meer goed genoeg, en jy kry nie meer 'n kiek uit dagga uit, nie, jy moet vir die groot goed gaan. En dis dieselfde met die geeste. Net pornografie kyk is nie meer goed genoeg vir jou, en nou gaan doen jy die daad. En nou betaal jy geld, of wat ook al, en dan het hy jou, katrol jou in, voor die oke uitvee. En ek sien dit baie. Dis een van die geeste, wat die meeste kerke en mense plat trek, is hierdie. Alright, Satan se aanvals, hy het weer gewys daar. Ek behandel dit elke dag, in ons berading en bevryding doen, Lisa weet dit, daar's leens. Nou, hoe die vyand werk, hier het al gesê, kom hier. En hy kom in die eerste persoon. En hy sê vir jou, ons praat nou oor welis, hy sê vir jou, joh, sommer in die kerk, maar sy is dan maar mooi, met die kort rokkie, of wat ook al. Hey, jy moet daai gedagte weerstaan, in die naam van Jesus. Want hulle kom in die eerste persoon, en hulle kom in jou gedagtes. En nou, neem in jou gedagtes van, en nou dwaal jou oor die hele diens deur. Dis net 'n simpel voorbeeld. Dis hoe die gees werk. En daar's klomp ander geeste, molestasie, verwerping, minderwaardigheid, mislukking, slawerny, trots, hoogmoed, manipulasie. Ok, het nou nie by my nou so mooi uitgekom, daaronder sit krankheid, welis, en dan, as jy welis nie wen nie, dan gaan hy na erger toe. Hoerery, wat is die woord? Perversie. Perversie kan ook wees, as jy die gees van perversie het, is hy nie altyd seksueel nie, jy kan die gees van perversie hê, dan kan jy die woord lees, en daai gees verdraai die woord, en jy verkondig die woord verdraaid aan. Jy het geweet. Ja. Dis hoe sektes begin, cults, houd die gees van perversie in hom. Dan vat hy die woord, dan verdraai hy die woord. En hy verkondig het so. Baie leraars in hierdie land, het ek al hulle seuns bedien wat homoseksueel is. My gees, hy verdraai die woord, seuns is homoseksueel. Dis 'n gees wat loop in die bloedlyn, dan 'n familiêre gees. It's bad, né? It's bad. Onderdraai die duiwel rond. En dis 'n geheim, dis 'n geheime gees. Mense praat nie daaroor, hy hou hom vir homself. Ek kan hierdie ding wen. Tot jy in die begrafplaas gaan selfmoord pleeg. Dis bad hoor. Daai ou moes boetas om hom gehad het. No man is an island. Hy moes gaan praat het. Ouens vir hom gebid het. Dan kon hy nog gelewe het vandag. En nog bedien het. As hy besef het is 'n gees. Dis maar nou stil in hierdie kerk in Kaltenwil. Dis hoekom God waarsku ons. Moet nie vir alweer so knyp nie. God waarsku ons. Luister in die Nuwe Testament, wil ek julle as disippels gebruik. Julle moet nie eers kyk na 'n girl. So nie. Verstaan jy? Wat by jou oë inkom, gaan na jou hart. En jy moet jou hart bewaar bo alles. En jy kan nie hier agter staan en mense bedien, en nou, kyk jy na die girl se bene nie. Jy kan dit nie doen nie. Verstaan jy? Dis hoekom dit sad is, ouens wat vir beradingskursusse gaan en goed, eerste persone wat hulle beraad en loop hulle met die vrou weg.
Jy moet watch, jy moet hierdie goed fight. Moenie deel wees van jou lewe nie. Amen. Egskeiding. Matteus 5:31. Daar is ook gesê, elkeen wat sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee, maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Ek kan nou baie lank hieroor praat. Die huwelik, wat ons gaan lees daar, Matteus 5:22. Ek hoor gister, iemand sê vir my, dat sy toe nou geskei, jong girl, baie foute het begaan, is 22, 23. Nou sê hierdie minister vir haar, jy mag nooit weer trou nie. Sy is 22. Sy mag nou nooit weer trou nie. Wat is sy? So sy gaan nou, so sy moet 'n non gaan word. Baie mense sê vir my, ja, maar jy kan nie geskeide mense trou nie, en al die goed, ek hoor al die jazz, maar die mense gaan trou. Of ek gaan nou trou of nie. Ons gaan met mense 'n pad moet stap. Laat hulle verstaan, wat is covenant? Nee? En dan in die nuwe covenant, luister jy, wat ek gister vir haar net mee kon help en sê, is dat in die nuwe covenant, die nuwe testament, die nuwe verbond, want hulle laat daai verbond nou klink soos 'n Ou Testamentiese verbond. Jy het die covenant gebreek, die Here jou God gaan jou straf. In die Ou Testament was dit so, en ek het dit al verduidelik, ons gaan so 'n klein boekie uitbring hierso, en hy's klaar, Tinus gaan vir jou stuur, wat gaan oor covenants. In die Ou Testament was dit 'n Suzerain Vassal verbond, wat ek al verduidelik het. God, 'n Suzerain Vassal verbond beteken 'n heerser onder onderdane. In die Ou Testament, van Genesis tot by Maleagi, tot by die kruis, nee, het God gesê, as jy die wet onderhou, sal ek jou beskerm. Maar hulle het nie die wet onderhou nie. Hulle het heeltyd onder God se genade uitbeweeg, uit die wet uit. Dan sal pak sla. Hulle word in ballingskap gevat. God piets. Dis die Ou Testament. In die Nuwe Testament is dit 'n parity verbond, waar 'n equal met 'n equal verbond aangaan. God gaan met God 'n verbond aan. God hang aan die kruis, en God kyk vir God, en sê ek gaan 'n verbond aan. Hy kan nie met jou 'n verbond aangaan nie, jy gaan hom breek. Ons is almal te swak. Nou nooi hy jou in die nuwe covenant in 'n parity covenant. Hy sê, kom wees lief vir my, want ek is lief vir jou. Oh, en ons is 'n klomp verbondsbrekers. Hy sê, daar waar ons ontrou is, hy bly getrou. Hoe awesome is dit nie? Dis genade, jy's gered uit genade uit. Nou is hierdie arme girl in die nuwe covenant. Nou sê hulle van, jy's 'n verbondsbreker. Hulle vat daai huwelik, covenant, want dit is 'n covenant, verseker, jy moenie skei nie, want dit bring dood tot gevolg, dood in verhoudinge, dood in finansies. Ek het 'n pel gehad, altyd saam my Zimbabwe toe gekom het, hy sê, Jy's, ek het tot my 303 in die settlement verloor. So, jy moenie skei nie, want in die settlement gaan jy alles verloor. So, jy wil nie skei nie, want dit bring dood tot gevolg. Maar mense skei. En as jy Efesiërs 5:22 tot 32 lees, kan ek vir jou sê, dat vrouens skei mans, omdat hulle nie hierdie doen nie. Nee, die ou het nie eers sy vrou verneek nie, maar hy slat haar oë pers. Ja, maar ek moet nog maar getroud bly met hom, hy het my dan nog nie verneek nie, maar oë staan so geslat. Jy kan mos nie met so 'n ding getroud wees, nie? Tot jy doodslaan, en dan? Ja, maar die kerk het gesê, ek mag nie skei nie, hy het my dan nog nie verneek nie. Wat se game speel ons? Daai Efesiërs 5:22 tot 32 sê, vrouens, jy moet jou man onderdanig wees, soos Jesus, soos die kerk aan Jesus is. Maar manne, jy moet jou vrou lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad het en sy lewe gegee het. En ek sê altyd vir mans, jou vrou sal in jou submit, as sy weet, jy het haar lief, soos Jesus die kerk lief het, hy het sy lewe gegee, dan sal 'n vrou submit. Anders gaan sy nie submit in daai ding nie. Dit is so, julle. Ek moes leer om my beste vriend lief te hê. En my vrou weet, ek sal my lewe vir haar gee. Sy kan kwaad ook raak vir my baie. Ek is maar 'n buffel partykeer. Maar ek het haar lief. Alright. Ek kan baie hele aand oor dit praat, oor die huwelik, en ek hou daarvan.
Ek doen nou reeds huweliksberading met 'n koppel wat ek trou September. Ek sê vandag vir Tina, dit vir my so mooi getuienis. Ek ken die meisiekind, sy kom van Volgwil af, maar sy het geswat in Potch. Ek ken haar van die swat in Potch, nie van Volgwil af nie. En sy sê vir my, oom, jy sal my aanstaande man ken. Ek sê, sy noem sy naam, ek wil nie die naam noem nie, want dit word gerekord. En ek sê net, maar waar ken ek? Ek ken hom nie. Ek sê, maar oké, nee, is goed. Gisterand toe ons die WhatsApp Zoom call begin, hy sê, oom JC, kom ek vertel vir jou, waar het ek jou leer ken? Ek sê wat? Ek het 4 jaar terug, by Ouwers Koshuis, op 'n Sondagoggend bedien, in Potch. Nee, dis die rofste koshuis hoor ek, Ouwers. 'n Rowwe manne daar, nee. Ek kom maar aan, hy sê, oom, ek kom maar oggend aan van 'n partytjie af, ek het babbelas, die kot sit so op my hemp. En hy stap by die trappe op, en hy sien die ouens kom by die trappe af, en van, waar gaan julle? Hy sê, hier is 'n ou wat kom preek hier, so kom. En hy gaan daar, en hy sê, sit daar met 'n babbelas, en daai dag, toe verander sy lewe. Wat 'n mooi getuienis is dit nie, hè? Verkondig die woord tydig en ontydig. Ek kan onthou, toe ek onthou ek so val seun wat vir my so geloer het, maar jy kan sien hy hier vir my kry swaar hierdie perd, want hy kop seer trek om hier in die grond in. Dit moes seker hy gewees het. Maar daai dag is daar 'n saadjie geplant, en het sy lewe verander. Aflê van 'n eed, of 'n innerlike ede. Matteus 5:33, verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, jy moet jou ede aan die Here hou, maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning, ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie, maar laat jy woord ja wees, ja, ja, nee, nee, want meer is dit is uit die bose uit. Nou, om vir julle iets te sê van 'n innerlike eed, jy moenie eers by jouself sweer nie. Ons deel elke dag aan mee. Wat kinders het, as kinders het ook nie 'n goeie pa en ma gehad nie, of was jou pa en ma goed, het jy baie keer gesê, ek sal nooit 'n man trou soos my pa nie. Pas op wat jy sê. Jy maak net daar 'n innerlike eed. Ek sal nooit 'n vrou trou. Ek sal nooit 'n vrou wees soos my ma nie. Want sy laat al hierdie goed toe in ons huis. En net daar het jy innerlike eed afgelê. Luister hier. Satan in die geestelike realm verstaan 'n kontrak beter as 'n eiendomsagent. As hy 'n kontrak met jou het hy 'n kontrak met hoor hierso, en hoeveel keer het hy gekry, dan trou daai girl met 'n ou net soos haar pa. Net soos haar pa. En sy word net soos haar ma. Ek het altyd gesê, ek sal nooit drink soos my pa nie. My pa het nie baie gedrink nie, maar vir my as laaitie was dit rof, dalk. En ek het nooit gedrink nie, tot op 22. Toe ek eers 'n kaasel oopmaak, toe kyk ek hier terug. En toe op 35 was ek 'n regte ou syplap. En ek het mooi uitgehou tot 22. Maar toe kom oopmaak, mime. When we drink kaasel, daar gaat ons. En sommer sigarets ook. 'n Oule roeding. Alkohol, die vrug van die wingerdstok. Vergelding. So 'n innerlike eed is baie belangrik om te breek. So wanneer ons vir mense bid, dan begin ons deur altyd, kan ek maar gaan kyk, elke persoon se issues begin by die huis, hoe jy groot geword het. Here, ek kies vandag om my pa van my rug af te haal, ek sit my pa by Jesus se voete neer, en ek vergewe my pa, vir elke negatiewe woord, elke negatiewe daad, en dit wat my pa nie gedoen het nie, want niemand se paas was perfek nie, want die Bybel sê, eer jou vader en moeder, soos ek altyd sê, as daar nie eer jou goeie pa en ma nie. Here, maar ek vra om vergifnis dat ek my pa nie geëer het nie. Al is hy dood. Maar en as hy dood is, dan sê hy, Here, ek kies om die herinnering van my pa te eer. Dankie Here dat U daai man gebruik het om my hier te kry, want U is my regte pa. En as jou pa nog leef, Here, ek kies om van vandag af my pa te eer. Dit beteken nie of saam met hom te braai nie. As jy kan, en jy kan gaan regmaak, is dit goed. Maar jy eer hom, en daai kontrak word gebreek met die vyand. En, Here, as ek enige iets
in my onkunde, gesê teenoor my pa, wat ek gesê het, ek sal nie soos my pa wees nie, ek vra om vergifnis daarvan. En daar breek ons net die eed. En Satan kan dit nie met jou hou nie. Easy peasy. Maar ons doen dit nie. Dieselfde met jou ma. Jy haal haar van jou rug af. Spreek haar vry. En Here, vergewe my, dat ek haar nie altyd geëer het nie. En ek kies om van vandag of die gedagte van my ma of my ma te eer. Amen. En Here, as ek enigiets uitgespreek het, wat ek gesê het, ek sal nie 'n vrou soos my ma wees nie, of ek sal nie 'n vrou trou soos my ma nie, vra ek vandag om vergifnis. Amen. So eer ons ouers. En die Satan het nie plek op jou nie. Ons eer ons vader en ons moeder, sodat met ons kan goed gaan, en ons kan lang leef. Nee? Kinders gaan vandag baie keer vroeg dood, as gevolg van rebellie, teenoor ouers. Jy weet nie wat se tipe pa ek geag shame, as jy die eerste een wat so 'n pa het. Jy is nie die eerste een, ook die laaste een nie. Just get over your pity party. Maar ons kan onsself goed jammer kry, dit is 'n goeie verskoning gebruik. Is so. Jy weet nie wat se tipe ma ek gehad het nie, sy het gesuip van die son opkom, tot die son sak, sy nooit geëet nie. As shame. Kindertjies 150 jaar in Londen, het op 11-jarige ouderdom gaan skoorstene skoonmaak in die sneeu. So kom oor jouself. Dis so, nee? Vandag moan kinders omdat nie aircon in hulle kamer het nie. Of nie genoeg wifi het nie. Ons het half pathetic geraak so deur die eeue. Dis die probleem. We kill ourselves out of kindness. Dis hoekom dit vir my so goed is om bietjie Zimbabwe toe te gaan. Dat ek ook weer kan vir 17 ouens braai. Nou, wat ek moet sê is 24, my rug was amper af. Daar was nie 'n John of 'n Tinus wat ek kon rondsteek nie. Vra vir Tinus hoe voel dit om vir al die mense te braai. Daai donderdag aand het ons nog baie vleis oor, want ons is net elke aand in die veld. Ons moet elke aand Jesus film gaan wys. Ons kry nie kans om te eet nie. En ek sê vir die Camp David mense, hulle is so 17 mense, gesinne saamgevat. Hoor die man, ons steek julle vir 'n braai. Jan kyk my so. Ek sê, Jan, moenie waar nie, ek sal braai. En nou het ek gebraai, laat my gelos dat ek braai. En die braai, was in die grond te gat, ek het so gestaan en braai. Choppies, toe hulle klaar is, sousaties, steak, wors, nog wors ook, wors. So ek moes braai daai aand, en ek het dit met 'n smile gedoen. Alright, anders moet ek dit weer doen volgende jaar. So, ek het geleer om, doen dit een keer, doen dit reg. Vergelding, Matteus 5:38. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê julle dat die slegte mens nie moet, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook jou bokleed neem. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys vir hom nie af wat van jou wil leen nie. Luister hier. Verseker, vir die evangelie stap ek die extra myl. Andrew Wommack sê altyd so goed. As ek vanaand daar by die Spur uitstap en hy Tsotsi wil my R50 steel, gaan hy klap kry. Nou Christen het sê, maak maar dood. Nee, dis nie wat hier staan nie. Vir die evangelie. Sê maar, kom ons vat 'n voorbeeld. Ek is nou pastoor van hierdie gemeente en hier's 'n ander pastoor wat teen my skinder in die dorp wat ook al. Gaan ek van my kant af die extra myl met hom moet stap om so vir die mense my hart te wys. Nou gaan ek hom vergeld wat hy my sê. Hy sê dit vir my, nou sê ek dit aan hom sê. Nee, dis nie. Hierdie gaan nie oor crime nie. As hulle vanaand by my huis inloop, 9 mil stories. Of gaan ek daar lê dat die ou my vrou verkrag? Dis maar stupid. Gaan hom ons nie doen nie, kan hom ons nooit toelaat nie. Ek gaan maar probeer om hom in die knie te skiet, want ek kan. Ek was in die polisie, okay? Maar ek sal nie regtig nie, ek spot so. Maar ek gaan nou nie mik vir die longe nie. Ek sal nou maar mik vir die knie. Alright, nou kry ek 'n ricochet in die huis. Ons gaan maar vir 'n bietjie sagte vleis hierso. Spot net hoor, ek is spot, dit sit nie regtig nie. Dalk was 'n polisieman, ek moet net sê. Hulle het ons mooi geleer daaroor.
Maar vir die evangelie sal ek die wang draai. Ou kan my klap. Hoe durf jy dit sê? Ek het al 'n pastoor gehad wat sy vingers so in my neus gedruk het. Hoe kan jy dit? Tog ek hier spel, jy kan bly wees ek's weergebore. Jy kan baie bly wees. En ek jy nou hier in 'n one-arm lock in hierso. Nee? Dan voel jy so. Vir die evangelie doen ons dit. Maar om my vrou en kinders te beskerm is 'n ander storie. Alright. Het jy al Machine Gun Preacher gekyk? Gaan kyk het bietjie. Gerard Butler speel aan, is 'n ware verhaal. Hier uit in Afrika ingegaan, en meisiekinders gaan red, swart meisiekindertjies, wat geontvoer word en verkragt word, gaan hulle met 'n AK-47, hy skiet uit sotsies. Ek sê nie dis hoe ons moet bedien nie, maar is al taal wat hy sotsies verstaan. So daar's 'n fyn lyn by hierdie ding. Ons kan nie teiken op onsself trek nie. Ou Liam Neeson, I will find you. Ons kan nie daai dinge doen nie. Ons moet mooi by die Here hoor wat ons moet doen. OK. Matteus 15:40. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Jy moet weet, almal wat godsvrugtig wil lewe, sê die Bybel, sal vervolg word. Mense sal vir jou sê, ou Nikkie, kyk, hy ou try, hy is nou 'n Christen, asseblief. Het jy gesien wat hy nou dag weer op Facebook gesit het? Dis wat hulle doen, Nikkie. Ek ken hy game. Mense, daai ou JC, weet hy is so neet, is nie wat hulle gesê het, neet nie, wat ander woorde gehoor. Nee, maar so wat? Jy weet as jy godsvrugtig wil lewe, sal mense iets te sê van jou. Hulle sal iets sê van jou, om jou te afkraak, maar dit moet soos water van 'n eensyrig af wees. As witchcraft teen jou kom, en ek het dit geleer, en ek dink ek het dit al genoem, maar ek noem dit nou weer, dat, jy weet jy kry witchcraft in die kerk, skinder is witchcraft. Rebellion is as the sin of witchcraft, sê die boek van Samuel, rebellie. As iemand in hierdie gemeente sit, en hulle probeer tweedrag maak, het jy nou gehoor weer wat het ou JC en Elsie nou weer gedoen, begin die mense opstuur teen die pastoor, of wat ook al, is witchcraft. In plaas van om reguit na my toe te kom, of my te sê, hoorie, ek het 'n probleem, kan ek 'n afspraak weer maak. Dit vat guts, jy moet ons na mekaar in die oë kyk, maar dit is makliker om witchcraft te doen, te skinder en mense op te stuur. Maar, ek gebruik altyd die voorbeeld van hierdie. Die Here het my hierdie geleer, op die plaas wat 'n toordokter teen ons witchcraft gedoen het. As ek by die hek uitry, dan lê die witchcraft goed daar. Dan bestraf ek en ek breek en ek bind en so dit aangaan vir maande. Maar sy is besig, haar moetie word net sterker. Ek sien naderhand in my huis, uit die hoek van my oog het tokkelossie. Ek het gesien, my oog. Ek stap verby die badkamer so, en ek voel net, hoor net daar in John en Danielle se badkamer daai tyd, val die shampoo botteltjies en goed, en ek sê, jy's jou klein neet, jy moes al geslaap het. Toe is daar niemand daar binne, want ek sien iemand op die wasbak sit. En so het dit gegaan in my huis. Goed val en globes bars, en ek weet nie wat alles het. Nou sê ek met, hy in oggend ry ek so uit, en ek klim so my die bakkie uit, en ek bestraf, en Here sê van, waarmee is jy besig, Pel? Ek sê, Here, met spiritual warfare. Hy sê vir my, kan ek jou help? Ek dog, ek doen dit reg. Hy sê vir my, wat sê my woord, moet jy met jou vyande doen? Jy moet jou vyand lief hê, seën die wat jou vervloek. Hy sê, dis nou wat jy doen. Kanselleer die goedjies in die naam van Jesus, is goed. En stuur elke woord wat teen jou kom, elke vervloeking, terug na haar toe as seëninge en seëna. En nou doen dit toe. Nooit weer vanaf gehoor. Dan sort God daar uit. Maar nou het ek al probeer uitsorteer, want ek het mos nou die koninkryk, ek het die autoriteit. Daar is 'n manier wat ons God se autoriteit moet gebruik, en hierdie gaan alles daaroor. Hierdie gaan oor hoe om daai autoriteit te gebruik. Seën die wat jou vervloek. So jy kan elke dag van jou lewe bid, of so nou en dan by jou huis bid, Here, baie dankie vir my huis. Ek loof en prys U naam. Maar Vader, ek wil vandag kom, ek voel is 'n bietjie onrustig in die gees.
Enige woorde wat teen my en Elsie en die kinders kom, kanselleer ek in die naam van Jesus. Ek weet nie wie die mense is nie, Here, maar ek stuur elke woord of vervloeking wat hulle na my toe gestuur het, terug na hulle toe. Return to sender as blessings. En ek bid dat hulle die knie vir U sal buig. En dan buig die Here hulle knie, as hulle nie hulle eie knie wil buig nie. Jy wil nie die Here jou knie buig nie. So ek en jy moet pas op wat ons van ander mense sê. Want hulle bid dalk wat ek nou gebid het. En dan gaan die Here jou kans gee om jou knie te buig. Of hy gaan dit buig. Die Bybel sê ons moet onsself verneder, maar nie dat God jou verneder nie. Tiaan Gildner is altyd die voorbeeld hy gebruik. Hy sê dieselfde dorp wat hy met 'n Mercedes gery het, moes hy met die voete loop. Dis is God met jou klaar is. Daai is taaf, hè? Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, wat 'n loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader wat in die hemele volmaak is. Is dit nie mooi nie? Gaan klaarmaak met hierdie slide. Hierdie saligsprekinge wat ons nou al behandel het en die wat kom, moet jou een ding laat besef op hierdie aarde. Jy is nie meer van hier af nie. You're under a new set of rules. Paulus sê, ek is nie meer onder die wet nie, maar ek is onder die wet van Christus. Dis iets anders. Hierdie hele saligspreking is daar, glo ek vir een ding, sodat jy jou hart kan bewaar. Jy geen bitterheid en onvergifnis in jou hart het, teenoor ander mense nie. Want God kan nie iemand gebruik, wat met bitterheid en onvergifnis sit nie. Dis moeilik. Hoor gou wat sê die skrif, Filippense 3:20. Want ons burgerskap is in die hemele. Van waar is jou burgerskap? Ja, jy het 'n groen ID, as jy nog so een het. Jy het 'n RSA ID. Maar dis nie wie jy regtig is nie. Jy het nou 'n nuwe naam. Jy weet nog nie eens wat is daai naam nie. Jy gaan hom kry in die hemel, wat net jy en God ken, sê Openbaring. Hoe awesome is dit? Jy het 'n ID-nommer. O, ek sien 73091025250 is hierso. As ek nog in die hemel kom. O, is dit my nuwe ID-nommer? Jy gaan 'n nuwe ID kry. Hoe awesome is dit nie? Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waar hy ook alles aan homself onderwerp. So ek en jy is 'n burgerskap, is in die hemele. Jy het 'n nuwe huis daarbo, met 'n nuwe adres, met 'n nuwe ID-nommer. Ja, en jou foto is in God se beursie. 'n Meisiekind stuur vandag vir my. Jy sal jy sê onthou, altyd gesê, nou net jou foto is in God se beursie. Hoe lekker is dit nie? Ja. Jou naam is op sy hand gegraveer. Raai, nou het ouens daai gebruik en sê, hoor jy, ons het hier gesien, Jesus het tattoo, so ek kan ook tattoos opsit. Maar as jy tattoo wil opsit, sit 'n tattoo op, maar net nie daai skrif gebruik is, wat vir jou sê, ek kan tattoo opsit. Dit is niks daarmee te doen nie. Alright. Ek het dit keer gehoor. Alright. Johannes 18:36. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier af nie. Hy gaan terugkom en 'n 1000-jarige fisiese koninkryk op hierdie aarde vestig. Dan is ek en jy burgers van hierdie aarde. Eer dan. Nou ongelukkig die ouens wat nie weergebore is nie, is aardbewoners. Hulle is burgers van hierdie aarde. En hulle sal die vergelding, as hulle nie born again raak nie, van hierdie aarde kry. Jy wil nie dit hê nie. Jy wil dit nie hê nie. Hebreërs 13:14. Hoor wat sê hierdie BBE vertaling. For here we have no fixed resting place, but our search is for the one which is to come. Is dit nie mooi nie? Our search is for the one which is to come. Daar is ons resting place. Nie. Hier gaan ons allerhande vervolging en swaar kry. Dit gaan so wees, it's a given. Die aarde is stikkend.
1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle weerstaan. Staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Al ons boeties is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. As jy deur iets swaar gaan, weet, jy's nie die eerste Christen wat deur dit gaan nie, ook nie die laaste een nie. Hierdie wêreld stikkend. Stikkend. Maar hou goeie moed. Jy boeties en sissies wat deur dieselfde gaan. 'n broederskap. Hy sê so, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is die god van die wêreld. Jy wil nie 'n burger wees van die wêreld nie, want hy is die god van die wêreld. In Johannes 5 vers 19. Ek en jy weet ons, ek moes hom nog ingesit het. Ek en jy weet ons is uit God. Maar die hele wêreld lê in die mag van die bose. Amen. Sluit my stories uit op die kop 37. Nee, nou raak ons goed. Dankie Here. Saligsprekinge, gaan lees dit oor en oor. Daar's 'n baie dieper geestelike betekenis in al hierdie goed. Ons geveg is nie vlees en bloed nie. Bose geeste. Geeste van welis, ek het nou gesê, ons moet daai ding fight. Moenie die duiwel plek gee nie. Kyk, pas jou oë op. Bid, Here, maak my oë soos u oë. Gee my reinheid, Here. In Johannes 1 vers 9. Here, u is getrou en regverdig om al my sondes te vergewe en my te reinig van al my ongeregtighede. Here, vergewe my dat ek hierdie ding in my hart toegelaat het, hierdie bitterheid. Here, vergewe my dat ek hierdie welis in my hart toegelaat het. Here, asseblief verwyder dit uit my hart uit en ek beloof van vandag af sal ek my oë bewaar. Here, help my oë te bewaar. Here, help my hart te bewaar. Ons moet die Here regtig vra, jy het die Heilige Gees, hy is ons trooster, hy is ons hulp. Net hy kan jou help om hierdie goed te wen. Jy kan dit nie op jou eie wen nie, klap, punt. Jy kan try, jy kan vas, jy kan onderste bo Bybel lees. Dis 'n geestelike battle. Om te vergewe is geestelik. Jy moet die Here vra vir krag om jou te help mense te vergewe. Jy kan dit jy doen nie. Ek sal dan maar vergewe. Baie mense so, nee, daai help nie. Dat Heilige Gees se krag in jou inkom, sodat jy kan vergewe. Here, help my om daai persoon te sien, soos u haar sien, of vir hom sien. Want anderste, as ons dit nie doen nie, gaan ons siek word. En ons kan nie verstaan hoekom ons siek word nie, want bitterheid en onvergifnis maak ons siek. My vrou bied so ding aan oor gedagtes, ons eendag doen, ons het altyd op die bevrydingskampe gedoen. Nou Caroline Leaf is 'n dokter en MK Strydom, en Elsie het MK Strydom se kursus gedoen, maande lank. Ek het ook ingeskryf vir hy, maar ek dryp toe die eerste toets, ek kon dit toe nou nie maak nie. Nee, maar sy het dit klaar gemaak, want sy is 'n apteker, sy verstaan medisyne en al daai tipe goed, en dit is vir haar groot belangstelling. Nou, wanneer jy 'n slegte gedagte het, soos byvoorbeeld bitterheid, teenoor 'n spesifieke persoon, sê net maar teenoor jou ma. Jy onthou wat sy vrou, sy was 'n regte ou heks. Sy het julle nie kos gegee nie, sy het die honde geskop, en weet nie wat alles nie. En nou dink jy aan jou ma, en elke keer as jy na dink, en daai is 'n boompie in jou brein, wat al hoe swarter word, soos 'n boompie, raak al hoe groter. Hulle het breinscans van mense gevat. En dan noem hulle dit die volgende, elke keer wanneer jy daai gedagte het, it's a breeze through the trees, dan kom daai gifstowwe in daai boompie, word afgeskei, en dit gaan na jou liggaam toe. En dit maak jou siek. En dit is waar die baie kankers vandaan kom, en ek weet nie wat alles nie. Senuweeprobleme en alles. Jy veroorsaak gifstowwe om in jou liggaam in te kom. Maar hulle sê, met 21 dae mind renewing, verdwyn hy boompie. Kan hy boompie verdwyn? Jy moet vergewe. Jy moet die Heilige Gees vra, om hy kanker uit jou lyf uit te kry. Met hier begin.
Amen. O, Omi. Vader, dankie. Ek loof en prys die naam vanaand. Baie dankie vir die saligsprekinge. Dankie vir die boek van Matteus. Dankie vir Markus, Lukas en Johannes. Vader, dat ons hier hart kan hoor hierso. Here, ons elkeen wat hier sit, en ek wat hier staan, is in 'n geestelike oorlog. Vader, vir ons sanity. Daar's goed wat teen ons kom, Here. Maar dankie vir u woord. Dankie dat u sê, wat oorwin hierdie wêreld? 1 Johannes 5 vers 4. Jou geloof, en wat oorwin hierdie, en hoe kry ek hierdie geloof? Romeine 10 vers 17, deur die hoor en die gehoor van die woord van God. Here, ek bid vir elkeen van ons se geloof. Here, ek staan teen ongeloof, wat ons so maklik plat trek. Ek eer die naam vandag. U is die Alfa, u is die Omega, die een wat is en wat was tot in al ewigheid. En mag u die naprediker wees van hierdie woord. In Jesus naam. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. Ruach ve'akala omrim